Goeiemôre vriende, ons is die Here erg dankbaar dat ons andermal kan saam wees so rondom die wonderlike woord van die Here. Ek wil u vanmôre groet met die woorde van Matteus 6 vers 34. Die Here sê, kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Ag vriende, as ons heeltyd kwel oor môre, dan dreineer dit ons van die krag en energie vir vandag. Hulle sê die meeste mense leef of in die verlede, in die spyt van die verlede, of in die vrees vir die toekoms. En daar is weinig mense wat voluit lewe elke dag, die dag wat die Here hulle gee. Vriende, ons weet nie of môre vir ons ooit beskore is nie. Ons het net vandag, en daarom pleit ek by jou, dat jy vandag voluit sal lewe, met dankbaarheid, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van jou geloof. Mag hierdie dag vir jou 'n besondere dag wees, omdat jy in die voetspore van ons Here Jesus volg. Nou vanmôre gaan ons bietjie kyk na die 7de gebod. Jy mag nie egbreek nie. En ag vriende, hierdie is 'n baie belangrike gebod wat in die woord van die Here vir ons opgeteken word. En as ons kyk vriende, in die Ou Testament was die Here baie streng oor hierdie gedagte van egbreek. Dis wanneer 'n man en vrou getroud is en die vrou of die man is ontrou aan mekaar in die huwelik, deurdat daar seksuele oortredinge plaasvind. Hoor wat sê die Bybel in Levitikus 20 vers 10. En as iemand oorspel doen met 'n man se vrou, oorspel doen met sy naaste se vrou, moet hy en sy wat oorspel doen sekerlik gedood word. Ek het vir u nou die dag gesê, vriende, dat die uitstel van God se oordeel is nie die afstel nie. Ons wat in die nuwe verbond lewe en ekstra genade beleef, as ek hierdie woord kan gebruik, groter genade beleef en nie die doodstraf kry vir hierdie daad van egbreek, of wanneer ons vader of ons moeder nie eer nie. Ek wil vir u sê, vriende, moenie dink dat dit die afstel van God se oordeel is nie. U en ek wat groter genade beleef, sal groter verantwoording doen. Daarom as 'n man egbreek pleeg en aanhou daarmee, God se oordeel sal oor jou lewe groter wees. Glo my, die Bybel sê dit vir ons. Ek wonder, as ons hierdie wet nog moet toepas vandag, hoeveel mans nog op hierdie aarde sou rondloop. Ek wonder hoeveel mans nog die lewenslig sal aanskou, môre en oormôre. Jy sien, die Here is genadig en barmhartig. In die Ou Testament, as 'n man en 'n vrou gevang was hulle onmiddellik doodgegooi met klippe. Hulle was doodgemaak. Waarom? Want God haat egbreek. Deuteronomium 22 vers 22, as 'n man betrap word terwyl hy met 'n getroude vrou gemeenskap het, moet hulle albei sterwe. Die man wat met die vrou gemeenskap gehad het en die vrou. So moet jy die kwaad uit Israel uitroei. As 'n dogter, jong meisie, aan 'n man verloof is en iemand kry haar in die stad en nou moet haar gemeenskap, dan moet julle hulle twee na die poort van die stad uitbring en hulle stenig, dat hulle sterwe. Die dogter, omdat sy in die stad nie geskree het nie, en die man, omdat hy die vrou van sy naaste onteer het. So moet dan die kwaad uit julle midde uitgeroei word. Vriende, selfs wanneer daar hierdie saak van verkrachting plaasgevind het, en hierdie meisie het nie weerstand gebied en nie geskreeu en nie probeer om haar te beskerm nie, het God gesê hulle moet sterwe. Waarom? Omdat seksuele oortredinge vir God afskuwelik is. Dis walglik vir 'n heilige God as mense seksueel oortree. Die Bybel sê vir ons in die Nuwe Testament, Romeine 13 vers 8, dat mense vra, is nog op ons van toepassing. Ek wil amper vra, wat 'n sinnelose vraag. Dis logies, as die Here in die Ou Testament gesê het, jy mag nie egbreek nie, en die sonde van egbreek verdien die dood, is dit vandag nog presies dieselfde. Alhoewel ons nie vandag meer gedood word deur die owerhede nie, omdat hierdie sonde nie meer vandag as belangrik geag word nie, beteken dit nie dat God sy standaard verander het nie. Hy sal ons in geregtigheid oordeel. Romeine 13 vers 8, wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander lief het, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Vriende, ek het al met manne gepraat wat se vroue oortree het en vroue wat se mans oortree het, en hulle sê vir my, het sou beter gewees het as my vrou of my man gesterwe het. Maar die feit dat hulle my verneek het, dat hulle egbreek gepleeg het, en hulle is nou by die ander een of by die tweede of derde man, en hulle gaan aan met hulle lewens, en die kinders is verdeeld, en al hierdie hartseer, het sou beter gewees het as hulle gesterwe het. Nog 'n radikale uitspraak, maar ek wil saamstem. Vriende, ek dink die verraad van egbreek is seker van die grootste wat ons tref. En ons huise skeer uit mekaar, en dit lyk vir my of mans en vrouens hulle deesdae nie meer kan inhou nie. Moenie dink omdat God jou nog nie laat sterwe het, dat sy oordeel nie oor jou lewe gaan kom nie. As jy moet egbreek gaan begin en gaan aangaan met hierdie boosheid, sal God jou oordeel. En dis nie my woord nie, dis nie so sê Gerard Bekes nie, dis so sê die Here.
Ons het dit duidelik gelees daar uit Levitikus en uit Deuteronomium. Vriende, ek lees vir u wat staan in Jakobus 2 vers 11. Want hy het gesê, jy mag nie egbreek nie, ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy oortreder van die wet geword. So met ander woorde, egbreek, vriende, is vir die Here 'n gruwel. Die Here kom en hy sê in Matteus 5:27, hy gaan nog 'n stappie verder. Hy sê, jy gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie egbreek nie, maar ek sê vir julle, dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. As jou regteroog jou dan het struikel, ruk dit uit en gooi dit van jou weg. Want dit is vir jou beter dat jy van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. Dis geweldig as 'n mens daaraan dink, net om na 'n vrou te kyk om haar te begeer. En vriende, ons dag en tyd word gekenmerk deur vrouens wat geen etiese en morele waardes meer het nie. Ek dank die Here vir die uitsondering op die reël, maar die oorgrote meerderheid dink, vriende, dat hulle een of ander liggaamlike vertoning moet gee as hulle in die publiek kom. Hulle trek aan en soos een predikant eendag vir die jong meisies in sy katekisasieklas gevra het. Hy het vir hulle gevra, beskryf my hoe 'n prostituut lyk. En hulle beskryf haar met die oë wat gedoen is en die lippe en die kort rokkie en die hoë skoene. Hy sê vir hulle, hoe lyk julle vanmôre? Dit is nogal vir my aangrypend hoe ek hierdie verhaaltjie gehoor het en hoe die predikante sy katekisante aangespreek het, maar ek vra jou vanmôre as jong meisie, as ma, ek vra jou, in hoe mate mislei en verlei jy nie ander mans deur die manier hoe jy aantrek nie. Luister, jou liggaam is vir jou gereserveer en vir jou man, nie vir almal nie. Hoeveel mans het al gesondig deur na jou liggaam te kyk, hoe jy aantrek en hoe jy beweeg in die strate. God sê, hy sê ons mag nie egbreek pleeg nie. En ek moet ook nie 'n steen des aanstoots wees nie. Ek moenie 'n struikelblok vir ander wees nie, want die Here sê, as ek 'n struikelblok vir ander is dit beter as ek 'n meelsteen om my nek bind en in die dieptes van die see afsink. Daarom, vriende, is belangrik om hierdie saak raak te sien, dat ek nie so sal aantrek dat ek ander sal mislei of verlei met my oë nie. Ek bid die Here dat ons in hierdie saak eerbaar sal wees. Ag vriende, die Here is baie duidelik oor hierdie saak dat ons nie mag egbreek pleeg nie. God het 'n hoë premie op die huwelik daar gestel. Dis vir die Here uiters belangrik dat ons in hierdie saak eerbaar sal wees. In die Ou Testament, in die Nuwe Testament sien ons dat ons ons naaste moet behaag op die oog op wat goed is en nie tot hulle nadeel nie. En nou wil ek by die kerk van die Here Jesus uitkom. Vriende, dis hartseer om te hoor in die kerk van die Here Jesus dat hoerery, dat egbreek aan die orde van die dag is. Mag die Here Berea Christen gemeente bewaar van hierdie boosheid en mag ons dit uitroei uit ons midde as ons dit vind. Waarom? Want God haat dit. In die Ou Testament moes die man en die vrou met hulle lewe betaal het as hulle God se naam en God se volk en God se eer ontheilig het. En daarom wil ek u vra dat ons oor hierdie saak ernstig sal wees. Luister, ek sê dit vir u pertinent duidelik. As jy egbreek gepleeg het, sal die skande en die skade en die hartseer van hierdie egbreek nooit ooit uitgewis word nie. Ja, daar is paartjies wat mekaar vergewe. Daar is die vrou wat die man vergewe of die man die vrou vergewe, maar die skade, die skande, die hartseer daarvan, vriende, sal nooit ooit uitgewis word nie. Dan is daar nog die agterdog. Dan is daar nog hierdie gesindheid van vyhandigheid teenoor mekaar. Ag vriende, hierdie vrees gaan dit nie weer gebeur nie. Daarom pleit ek by jou, hou jou lewe voor die Here rein. Ons gaan môre 'n bietjie kyk na waarom die Here so streng is oor hierdie saak, dat ons nie moet egbreek pleeg nie. Daar is 'n paar beginsels wat ons môre gaan hanteer, onder andere dat God die een is wat die huwelik ingestel het, dat die Here wat die huwelik ingestel het gesê die huwelik is eerbaar. En ook vriende die gedagte dat die huwelik simboliseer die verhouding wat Jesus met sy kerk het. Daarom, so minstens die Here wil hê dat ons moet weghoereer van hom deur in sonde te verval. So wil die Here ook hê ons moenie in ons huwelik, wanneer ek teenoor my man en vrou optree, dat daar verraad sal wees, hierdie boosheid sal plaasvind, deurdat egbreek in ons huwelik kom nie. Mag die Here ons bewaar, mag ons oë bewaar, mag ons vra Here, dat ek 'n Josef gesindheid sal hê, dat ek sal wegvlug van hierdie sonde, voordat my lewe en my huis en my hele familie beïnvloed, en die skande van sonde oor my kom, en ek eintlik getuigtig word deur my eie dwaasheid, omdat ek myself nie kan inhou nie. Mag die Here ons genade gee, môre dan boodskap 2, wat handel oor waarom die Here so streng is oor die gedagte, dat ons nie moet egbreek pleeg nie. Vriende, hou jouself rein,
Bly die Here vir wysheid, vlug van die hoerery, vlug van hierdie sonde en mag die Here u bewaar van egbreek. En ons bid dit sodat die Here vir ons ook genade sal gee om 'n getuie te wees in hierdie wêreld wat verval in boosheid, dat die kerk anders sal wees, omdat ons die Here liefhet en eer. Groete vir u, mooi dag verder, tada.